Baie welkom by Versteekte Juwele. Soos Kersfees naderkom, is dit ook goed om 'n bietjie vanuit die Ou Testament te kyk na die voorbereidingspad vir die koms van die Messias. En ons kyk na 'n vreemde plek, en dit is die Babiloniese ballingskap. Daardie ballingskap het 'n baie groter rol gespeel in die geskiedenis van Israel as wat ons normaalweg dink. Want die Israeliete het alles verloor. Hulle het hulle land verloor, want die meeste is in ballingskap weg. Hulle het hulle tempel verloor, die plek waar God se teenwoordigheid geopenbaar het in Israel, want die tempel is tot op die grond verwoes. En na die ballingskap was daar nooit weer 'n koning uit die huis van Dawid op die troon van Israel nie. Die laaste twee konings is albei in ballingskap weg en oorlede in Babel. Die heel laaste een, Sedekia, het kinderloos gesterf. En voor hom het 'n jong neef van hom met die naam van Jojagin as koning geheers net 3 maande op 18-jarige ouderdom. En hy was nie opgewasse teen die Babiloniese opmars nie, en hy het homself oorgegee en Jerusalem is sonder slag of stoot ingeneem. En Jojagin is weggevoer in daardie ballingskap. Die voortgang van God se belofte dat daar altyd iemand op die troon van Dawid sou sit, het aan 'n dun draadjie gehang. Maar dan sien ons aan die einde van die koningsboeke dat Jojagin na 37 jaar in gevangenis vrygelaat is. En as ons dan net 'n bietjie omblaai na 1 Kronieke 3, dan sien ons dat Jojagin ook 'n nageslag gehad het. En daardie nageslag het voortgegaan, as ons dan gaan kyk na die geslagsregister van Jesus in byvoorbeeld Matteus 1, dan sien ons hoe dit uiteindelik vervul is. Dat die belofte van God, wat aan 'n dun draadjie gehang het, tog stand gehou het. En daarom kan ons sing, Stille nag, juig, die redder is daar.